dink praat wat jy 'n ernstige probleem het. Geld. Ek gaan volgende net vir jou. Ek gaan so oor die volgende 2, 3, 4, 10 of dalk net 1 week. Wil ek net hierdie ding met julle deel. En ek dink hierdie is so wesentlik belangrik want ons hele lewe word daardeur oorheers. Jou lewe word daardeur oorheers. So kyk net eers hierna. Deuteronomium 18 vers 18 sê: jy moet die Here jou God nie vergeet nie. Dit is hy wat jou die vermoë gee om rykdom te verwerf. So, wat ek ook al gaan sê, hou dit in gedagte. Dis God wat jou die vermoë gee om rykdom te verwerf. Spreuke 10 vers 22 sê, dit is die seën van die Here wat rykdom bring. So, met dit nou so ver in jou agterkop. Kyk nou hierna, jy het hierdie goed als gelees, jy het al gehoor. Laat my vir jou 'n volgende vraag. Maak jou oë oop, maak jou ore oop en maak jou hart oop. 1 Timoteus 6 vers 9. Wie ryk wil wees, val in versoeking en in strik. Wie vriende wil ryk wees? Wie ryk wil wees, val in versoeking en in strik. Wie wil ryk? Baie dwaase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Wie wil ryk wees? Vers 10. Geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Ja, nou kom met al die fancies, ek ken het van, hey, dis nie geld nie, dis die liefde. Hey, die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom, en sommige mense laat afdwaal van die geloof, daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Vers 11, jy, man van God, vrou van God, jy. Hardloop weg van hierdie dinge af. Streef eerder na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, nederigheid. Wie wil ryk wees? Almal van julle wil ryk wees. Dit is hoe ons geprogrammeer is. Dis die wêreldse standaard. Dit is hoe ons groot word. Dis waaroor alles gaan. Is oor rykdom. Kom en hy sê, rykdom is 'n stryk. Is 'n trap. Matteus 6 vers 24, Jesus het praat, hy sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Hoekom? In al die goed wat die Here oor praat, bring hy hierdie kontras van God en mammon. 16 van die 38 gelykenisse wat hy vertel, gaan oor geld, oor goeders. Want dit is wat in ons lewe die boterham voer. Dis waaroor dit gaan. Kolossense 3 vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Gierigheid wat afgoderry is. Nou as jy Ou Testament gaan lees, jy kyk wat die Israeliete aangevang het. Die een enkele ding wat elke keer gemaak het, dat die Here sê tot hier toe en nie verder nie. Ja, hy kon alles vat. Maar die een ding wat hy nie wil vat in jou Testament nie, is die oomblik wat jy agter 'n ander God aanloop. Hy kom in die wet en hy sê, ek is 'n jaloerse God. Jy sal jou knie voor niemand anders buig nie, mag vir jou geen gesneede beeld of gelykenis bo in die hemel, onder op die aarde of onder dit wat onder in die aarde is maak. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Hier kom hy en hy sê, pas op, gierigheid. Dis afgodsdienst. Die Here haat dit. Wat is ons hele lewe? Vlug weg van dit af, sê hy.
Ons doen nie dit nie. Ons maak by mekaar. As ons net nog 'n sak aan die nog in te pak, dan voel ons goed oor onsself. Want die Here waarsku duidelik tegen. 1 Timoteus 6 vers 17 beveel die rykes in hierdie wêreld om nie hoogmoedig en arrogant te wees nie, nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God. Rykdom maak mens maklik hoogmoedig. Goed, ek is nou al ouer as 40, ek het baie mense in my lewe te doen gehad, ek sê vir julle, dit is wragtig so. Ouens wat finansiëel sterk is, kry 'n attitude. Nie almal nie. Ek het mense, ek het vriende wat ek my goed voor afhaal. Wat baie wel af is, maar hulle is normale mense en hulle hanteer jou met respek en met eerbied. Maar ek het met baie meer mense al te doen gehad, wat dink hulle is die kat se snor, omdat hulle 'n bietjie geld het. Wat hulle self aanmoedig om sekere goed te kan sê en doen, wat bloot net ongeskik is. Omdat hulle kan sê geld het. Want volgens die wêreldse standaard is hulle sukses. Pas op. Rykdom. Kyk van hier af weg. Markus 4 vers 19. Die verleiding van rykdom. Die verleiding van rykdom. Die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Verstik die woord. Die vertaling sê, choke and suffocate the word and it becomes fruitless. Waarvan praat ons? Die verleiding van rykdom, van goeders. Ons hele lewe is ingestel daarop. Oral waar ons gaan, oral as ons iets sien, dink ons, wat se voordeel is daar vir my hier, finansiëel? As ons hoor van iemand wat een of ander ding gedoen het, en hy het 'n klomp geld gemaak, dan is dit, you're a lucky fish. Die woord sê, hierdie ou het moeilikheid. Dus kyk verder. Een ryk jong man kom na Jesus toe. Hy sê, Here, wat moet ek doen om die koninkryk en ewige lewe te berg? Here sê, jy moet nie steel nie, jy moet uit daai klomp goede. Jy sê, ek doen al die goed. Van kleins af, doen ek al die goed. Dan kom iedereen en hy sê vir hom, hier is nog geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hierdie is 'n bietjie vreemd, hè? Hierdie is 'n bietjie vol. Hoe kan die Here dit doen? Verkoop jou goed. Gee die geld vir die armes en kom volg my. Dit druis direk in teen ons hele wese. Ons ou natuur haat dit. Want ons wil meer hê. So. Die Bybel sê, die Here sê, pas op. Pas op. Dit is afgoedery. Dit trek jou weg van die Here af. Die ryk man het omgedraai. Bedroef weggeloop. Dit was baie wel af. Dan kry ons 'n ander geval van broer Saggeus. Kyk vers 23. Jesus het toe vir sy disippels gesê, luister mooi, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Wie van julle wil ryk wees? Almal van julle wil ryk wees. Wat beteken jy gaan moeilik in die koninkryk van die hemel kom? Ek sê weer vir julle, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. Okay, goed, ek weet nou van die poort en as 'n klein deurtjie en al wat ek vir jou sê is, die Here sê, hy bring hierdie kontras, hy sê, dis baie, baie moeilik vir iemand wat ryk is om in die koninkryk in te kom. Want jou rykdom streel jou ou natuur en bring jou na die standaarde van die wêreld toe. Dit maak vir jou moeilik om die standaard van die koninkryk te handhaaf. Nee. Weet dan, ons nou die geval van Saggeus, tollenaar, ryk man, moeiliker, wat klim in die boom, en Jesus kom dan en sê, hey, Saggeus, kom, ons gaan staan hier. Matteus in Lukas 19 vers 8, Saggeus het gaan staan vir die Here gesê, Here,
ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Die ryke man draai om en hy loop weg, hy sê, ek kan dit nie doen nie. Saggeus uit sy huis kom sê, Here, U het my hart verander. Gaan ek vir my oor die koninkryk. So, dis ek gaan. So, geld, rykdom, besittings, alles aan af van wat in jou hart is. Alles aan af van wat in jou hart is. Rykdom is die wêreldse standaard van sukses. Dis dit. Karakter is die koninkrykse standaard van sukses. Nou wat hy gesê het vir Timoteus, jy man van God, hardloop weg van hierdie goed af en soek verhouding met die Here, opregtheid, eerlikheid, vriende, die vrug van die Gees. Dis die standaard van die koninkryk. Maar dis nie wat ons mekaar leer nie. Dis nie wat ons as kinders leer nie. Ons sit ons kinders in die skool, ons leer hulle lees en skryf en ons probeer hulle by 'n plek kry waar hulle 'n goeie inkomste kan verdien, waar hulle geld kan maak. In plaas daarvan dat 90% van ons skoolopleiding een is van eer mekaar, eerlikheid, liefde, integriteit. Sien wat is dit? Gaan geld, wat gaan jy word as jy groot is? Jy sal nie sommer 'n kind kry, want jy vra, wat gaan jy eendag word as jy groot is? Een gaan sê, ek wil 'n chopper pilot wees, ek wil 'n chirurg wees, ek wil 'n polisieman wees, ek wil 'n wat, jy gaan nie sommer iemand kry, ek wil eerlik wees. Ek wil integriteit hê. Ek wil hê my woord moet my woord wees. Dis nie wat ons leer nie. Gaan oor goeders. Ons lewe gaan alles oor geld. Judas verraai Jesus. Die koning, die Here, hy het saam met Jesus vir 3 jaar gewees. Hy het gesien wat gebeur. Hy was by toe Lazarus uit die graf uitkom. Hy verraai hom vir 30 muntstuk. Dis die krag wat geld het in Jesus se lewe. Dis die krag wat dit in jou lewe. En ons gaan dalk volgende week bietjie kom by wat die Here se plan en wat is tiende en offers en die eerstelinge. Ek het vanoggend, jy moet hierdie ding in jou kop vasmaak. Geld, die hinkering na geld, die soeke na rykdom, is nie van die Here af nie. Hoor wat ek jou sê, dis nie van die Here af nie. Want hy waarsku aan mekaar teen dit. Hy sê pas op, pas op, pas op. Dis gevaarlik, dis 'n struik, dit gaan jou vat. Die rykste man is nie die een wat die meeste het nie. Die rykste man is die man wat die minste nodig het. Iemand wat vergenoegdheid het, iemand wat dit wat hy het, waardeer en geniet. Sonder hierdie heeltyd, hierdie drang, hierdie begeerte, hierdie soeke na, ek moet net meer, en te vinniger kar, en te groter bakkie, iemand wat dit wat hy het, kan geniet, en vergenoegd is. Is dit Paulus skryf van? Is die godsaligheid saam met vergenoegdheid, so groot wees. Tevrede mee, met dit wat ek het. Die wêreldse standaarde. Het jy al gehoor van die $100 million klub? Goed, so die topatlete, almal wat meer as $100 miljoen 'n jaar maak, is deel van die $100 million klub. Dis nou op die oomblik die 10 wat daar is, of die 10 voorste best betaalde atlete, is in sokker, in boks, basketbal, baseball.
Elkeen van hulle verdien in 'n jaar, genereer in 'n jaar, meer as $100 miljoen. Dit is 1660 miljoen rand. Wat een ou kry in 'n jaar. Omdat hy 'n bal kan skop, of in 'n net kan gooi, of aan nou kan platslaan. 1660 miljoen rand. Dis fout. Dis fout. Mense, die wêreldse standaard maak glad nie sin nie. Een van die bekendste skilderye, Mona Lisa. Heel maklik die bekendste, Mona Lisa. Ag, hierdie is mooi nie. Dis nie 'n mooi meisie nie. Hierdie ding kan jy nie koop nie. Dit behoort aan, ek dink Frankryk, tot hang daar aan die Louvre of iewers. Jy kan dit nie koop nie. Dis verseker, hulle sê jy kan dit nie verseker nie, maar jy kan dit nie vervang nie, maar in geldwaarde verseker vir 15.000 miljoen rand hierdie prentjie. Maak nie sin nie. Maak nie sin nie. Daai ding is so groot. Daar's nie eens genoeg aan daai ding om 'n vuurtjie te maak om 'n worsie te braai. Mense, dit gaan oor perspektief. Dit gaan oor perspektief. Wat is dit vir jou werd? Wat is dit vir jou werd? Dit is belaglik, ons verstaan. Ons koppe is deur mekaar. Jy moet nigter aan dink. Ek nou die dag, 'n ou wat my nooi, hy sê wie nie marathon kom maak, 'n half marathon. Ek sê, "Dank jy nie, daar is my ding." Hy sê, "Man, dis vir die krippeles en die blinde kindertjies." Dit is mooi dan te besef ek kan daai ding wen. Gaan oor jou perspektief. Gaan net oor jou perspektief. En hier is ons probleem. Ons perspektief van kleins af word donker gemaak. En alles gaan oor goeders en geld. Alles. Jou gesondheid. As jy nie jou gesondheid het nie, is jy gesnoeker. Hoeveel geld spandeer jy op jou gesondheid? Hoeveel tyd spandeer jy op jou gesondheid? En hoeveel tyd spandeer jy geld op? Maak jou eens van. Die doelpale skuif gedurig met rykdom. Dit is net nooit genoeg. Dit is nooit genoeg. Wanneer is genoeg? As ek luister na die huis. Hier 'n ou wat $300 miljoen het. Hoekom werk hy nog? Hoekom? Sien, hier is die ding vir my. Die Here het jou gemaak, jou as persoon gemaak, met 'n sekere ingesteldheid en gawes. En sy plan vir jou was om te ontdek wat jou passie, jou gawe, jou talent, jou vermoë, jou passie is en dit te leef. Die wêreld het dit reg gekry om alles so korrup te maak dat meeste manne wat ek ken is in 'n werk wat hy nie van hou nie. Wat hy elke dag doen en hy mik net om daar uit te kom en eendag te kan sê, ek sal afgetree, ek hoef dit nie te doen. Dit was nou die Here se plan. Dit was nou die Here se plan. Ja, maar die sweet van jou hand. Hey, Jesus het gesterf en hy vloek gebreek. Ons leef onder 'n nuwe verbond. Ons leef onder 'n nuwe verbond waar Jesus kom en hy sê, moenie jou bekommer oor wat jy gaan eet en aantrek nie, ek sorg vir jou. Ons dit nie dit nie. Ons hele lewe is ingestel net op maak geld en koop goed en maak geld en koop nog goed. Maak geld, koop nog beter goed. Maak geld. Dis ons lewe. Dis nie wat die skrif sê nie. Dis nie die Here se plan nie. Dis
Spreuke 11 vers 24, daar's mense wat maklik iets verander gee, maar hulle kry altyd meer goed. As ook mense wat nie maklik verander iets gee nie, hulle word self arm. Want die Here se beginsels werk op 'n ander stelsel. Dis nie koop en verkoop nie, dis gee en ontvang. Hoeveel het jy jou kinders al geleer om te gee? Hoeveel tyd het jy al met jou kind spandeer en gesels oor hulle begroting en hoe hulle meer geld kan maak en 'n beter plek kan koop en hoeveel tyd het jy spandeer om jou kind te wys wat jy gee? Bloot net gee, omdat dit lekker is om te gee. Sien wat ons doen nie? Skop les teen mekaar. 'n Vrygewige persoon geniet oorvloed en wie ander se dors les, kry self ook genade trek. Dis wat die Here sê. Vrygewigheid, saai maar. Dis die koninkryk. Dis wat ons het nie. Ons soek goeders, ons soek geld, ons wil ryk wees. Rykdom, sê die woord, is 'n stryk. Handelinge 20 vers 35. Onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Was dit nie? Gee vir my. Goed, jy moet hê om te kan gee. Dit is so. Iewers moet jy iets genereer om te kan gee. Maar ons het dit omgedraai, vir ons gaan dit net oor die genereer. Nou, hy skryf nou hier nie, maar die Here sê, die skrif sê, Paulus skryf, hy sê, die ou wat steel, moet ophou steel. En hy moet met sy hande begin werk, en dan kwalifiseer hy dit. Hy sê, sodat hy iets kan hê, om ander mee te help. Ons ingesteldheid is presies die teenoorgestelde. Wat kan ek daai kry? Wat kan ek daai maak? Ons is gulsig, ons is gierig. En gierigheid is afgoderry. Wanneer is geen genoeg? Wanneer is dit genoeg? Ons almal sit met die vesting in ons koppe. So ek wil net volgens dit vir jou sê, geld is gevaarlik. Geld is gevaarlik, rykdom is gevaarlik. Dit maak jou maklik hoogmoedig. Dit kom ek met dit genereer. Maar dan is jy die nek van die plek. Dit verstik die woord. Rykdom verstik die woord. Dit kelder verhoudings. Ek het al mense gehad in die kerk, wat hulle wip vir my, omdat ek iets gesê het. Nou, ok, dit het al baie gebeur. Maar, goed. Wat my kom aanvat en hulle waai in die kerk uit. Want hulle is ryk. En hulle het nie nodig om iemand te wat aan te doen. Nie een keer, nie twee keer. Ek heb weer baie mense geweest. Het so, die sagte woord in Afrikaans is 'n windgat. Is omdat hulle ryk is. Kelderverhoudings. Dit neutraliseer geloof. Rykdom neutraliseer geloof. Mense, maak net jou oë oop en kyk na dit wat die woord sê. Pas op vir rykdom. Pas op vir gierigheid. Pas op vir gejaag na meer en meer en beter en dieper. Maar dit gaan jou iewers potjie. Jy betaal 'n prys. Hoeveel lewe vry jy vir geld? Hoeveel? Hoeveel van jou lewe, van jou tyd, vry jy om geld te maak, om God te koop? Dis nie die Here beplan nie. Dis nie die Here beplan. Gee laaste skrif, Lukas 12 vers 15. Jesus wat praat. Hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke
vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings. Ons kan dit nie duideliker hoor as dit wat die Here hier sê. Pas op. Wees op jou hoede vir elke vorm van gierigheid. Pas op. Geld is 'n struik. Rykdom is 'n trap. Dit verstik die woord. Dit kan jou wegtrek van die Here af. Dit kan jou geloof kelder. Goed. Daar's baie mense wat ryk is. Dit is hard reg. My hart is reg en ek is baie ryk. In verhouding, in vergelyking met ek is stinkryk. So kom ons kyk 'n bietjie vorentoe. Nou, wat die Here se plan is. Met geld, met goeders. Maar weet dit vandag. Ga ondersoek jou hart. En kyk of jy gevang is deur hierdie ding. Hierdie gierigheid, hierdie soek, hierdie hanker, hierdie begeerte. Maar net meer en meer. Dit kom nie van hier af. Geld, rykdom, is gevaarlik. Ons bid. Ek weet, as U, o Heilige Gees, nie hierdie ding in ons harte kon laat val nie, dan gaan net verby gaan. En daarom vra ek, Heilige Gees, dat U elkeen wat hierdie woord hoor, dat U sal kom en dit vir ons sal oopbreek, vir my ook, dit sal oopbreek. Help ons, Here.